Vriende, ons gaan die woord van die Here vandag oopmaak by die tweede boek van Konings, 2 Konings, hoofstuk 5. Terwyl ons die Bybel daar oop het voor ons, kom ons word saam stil in gebed. Here, aan U kom toe al die eer wat daar by ons moontlik is. Net U kan ons asem vir ons gee. Net U kan nog 'n dag by ons lewens toevoeg. Sonder U hand oor ons, sal ons asem ophou en sal ons nie meer bestaan nie. Ons dank U, Here, vir U groot liefde vir elkeen van ons. Ons dank U vir U liefde en U ontferming vir hulle wat swaar kry. Ons dank U dat daar 'n groot kans is vir vrede in Israel. Ons dank U, Here, vir die asem en kos wat elkeen wat honger is nou kan kry. Ons bid vir 'n blywende vrede en ook 'n vrede in ander dele van ons wêreld waar oorlog so groot is. Ons vra, Here, dat U mense, leiers tot inkeer sal bring, tot die besef van die nutteloosheid om met geweld probleme op te los. Here, laat ons dan ook die probleme wat ons het, oplos met ons hand in U hand, met ons oog op U gerig, met 'n vraag dat U vir ons U wysheid sal deel, sodat ons beter in staat is om ook die uitdagings van ons lewens te hanteer. Ons kom dank U, Here, dat ons as 'n gemeente saam nog 'n bazaar kon beleef. Dankie, Here, dat ons op so 'n mooi manier ook ons geld bymekaar kan maak om ons gemeente tot die beste te kan dien. Dankie dat ons deure kan oop wees en dat enige een wat die behoefte het hier kan instap om na U woord te kan kom luister. Ons dankie vir elkeen wat dit vir ons moontlik maak om vanmôre hier tot U lof te kan sing, hier in die kerk te kan sit, hier saam te bid en hier saam te luister na U woord. Ons neem baie van hierdie dinge so as vanselfsprekend aan, dat daar krag sal wees en 'n klankkwaliteit sal wees, dat daar die geleentheid sal wees om te reageer op U woord en dat U Gees hier is. Daarom wil ons kom vra, Here, dat U nou uit U woord met ons sal kom praat en dat elke woord wat ons lees vir ons oopgebreek sal word en ons met 'n boodskap sal huis toe gaan. Dat hierdie boodskap by ons sal bly en dat ons dit ook die behoefte sal hê om dit met iemand anders te deel en in lewensomstandighede waarin ons bevind te kan toepas. Laat U naam verheerlik word in die manier hoe ons hier saam is en laat die koninkryk kom in die manier hoe ons reageer op U woord. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Vriende, ons lees dan in die tweede boek van Konings, hoofstuk 5. Naaman was die koning van Aram se bevelvoerder van die leer. Hy was 'n belangrike man en hoog in aansien by die koning, want die Here het deur hom groot oorwinnings aan Aram gegee. Hoewel Naaman 'n magtige krygsman was, was hy melaats. Die Arameërs het strooptogte in die land Israel uitgevoer en 'n jong Israelitiese meisie gevang. Sy het die diensmeisie van Naaman se vrou geword. Sy het vir haar meesteres gesê, as meneer net na die profeet in Samaria kan gaan, sal hy hom van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het die koning gaan vertel dat die meisie wat die meisie uit Israel gesê het. Gaan gerus, sê die koning van Aram, ek sal 'n brief skryf wat jy vir die koning van Israel kan gee. Naaman het toe gegaan. Hy het 342 kg silwer en 68 kg goud en 10 stelle klere saamgeneem. Hy het die brief aan die koning van Israel gegee en dit het gelui:
Ek stuur my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe, sodat jy hom van sy melaatsheid kan gesond maak. Toe die koning van Israel dit lees, het dit hom ontstel, sodat hy sy klere geskeur het en sê, hierdie man stuur 'n melaatse na my toe, om hom gesond te maak. Is ek dan God wat kan doodmaak en laat lewe? Kyk, hy soek net moeilikheid met my. Elisa, die man van God, het gehoor van die koning se reaksie en stuur toe vir hom 'n boodskap. Hoekom is u so ontsteld? Stuur Naaman na my toe. Dan sal hy agterkom dat daar 'n ware profeet in Israel is. Naaman het met sy perde en strydwaans gekom en voor Elisa se huis gewag. Maar Elisa het 'n boodskap aan hom gestuur: gaan en was jou 7 keer in die Jordaanrivier. Dan sal jou liggaam herstel en sal jy van die melaatsheid gesond word. Maar Naaman het baie kwaad weggegaan en gesê, ek het gedink, hy sal uitkom en my ontmoet. Ek het verwag dat hy sy hand oor die melaatsheid sou waai en die naam van die Here sy God aanroep en so vir my gesond maak. Is die Abana en die Parpar van Damaskus nie beter riviere as al die riviere van Israel saam nie? Hoekom kan ek my nie in een van hulle gaan was en so gesond word nie? Naaman het toe omgedraai en in woede weggegaan. Maar sy amptenare het probeer om hom te oortuig en gesê, meneer, as die profeet gesê het dat hy een of ander moeilike ding moes doen, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy sê, gaan en was jou en jy sal gesond word? Naaman het toe afgegaan na die Jordaanrivier toe en hom 7 keer in die rivier gewas, soos die man van God hom beveel het. Toe word sy vel gesond soos die van 'n jong seun sin. Hy was volkome genees. Naaman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe. Hy het voor hom gaan staan en gesê, nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief my geskenk. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Israel en Sirië, liewe vriende, was deur die loop van die geskiedenis nog altyd in oorlog met mekaar. Daar is altyd konflik en daar is tot vandag toe groot spanning op die grensgebied tussen Israel en Sirië. Dit is die landgebied van die destydse Arameërs wat nou Sirië is. Die Arameërs het op gereelde basis Israel ingeval, strooptogte uitgevoer waar hulle graanvoorrade van hulle afgeneem het en dan slawe met hulle saamgeneem oor die grens. Die tyd van 2 Konings 5 was eintlik 'n relatiewe tyd van vrede, kom ons sê dan minder spanning as normaalweg. En die verhaal begin by die magtigste man in die land van die Arameërs, die bevelvoerder van die leer van die Arameërs. In die destydse wêreld moes jy ook maar skrikkerig wees as koning vir die magtigste man wat dan die bevelvoerder is. Want 'n militêre oorname was nooit uitgesluit nie. Alhoewel hy die Arameese koning se grootste bondgenoot was, was hy ook die een vir wie hy die mees versigtigste moes wees. En Naaman was deeglik bewus van al die mag wat hy in hom het. Mag is 'n ding wat jou opgeblaas maak, wat vir jou 'n prominensie gee, wat jy laat dink dat jy meer gehoor moet word as enigiemand anders, dat jou mening belangriker is as enigiemand anders, en dat wat jy sê eenvoudig aanvaar moet word. Maar 'n donker toon word in vers 1 se einde vir ons gegee. Hierdie magtige man van Aram is 'n man wat geslaan is met melaatsheid. In die begin was dit nie so ernstig nie. Die vel was 'n bietjie opgehewe en rooi, en so hier en daar was daar 'n wit spikkeltjie, maar hy kon nog alles wegsteek onder sy klere. Later het dit meer en meer prominent begin word, sodat die mense begin fluister het agter hulle hande. Het jy gesien?
Tot op 'n punt wat hierdie man dit eenvoudig net nie meer kon wegsteek nie. Die vrees van hierdie siekte het elke dag groter geword, soos wat die sere meer prominent geword het. Op die heel ander kant van die spektrum, in dieselfde huis, is daar 'n jong Joodse slavin meisie. Sy uit haar huis weggeruk, uit haar kultuur, uit haar familie, uit haar taalgroep, uit haar godsdiens. En hier is sy in Naaman se huis, besig om sy vrou te bedien. Dink jou in hierdie meisie se omstandighede. Daar is niks waarin sy kan vashou wat vir haar 'n magsbasis is nie. Waarskynlik was sy al op die tyd toe sy gevange geneem was, alreeds uitgebuit. En nou werk sy in die huis van haar grootste vyand, Naaman. Dis 'n land waar sy nie wil wees nie. Dis 'n huis waar sy nie wil wees nie. Dis omstandighede waar sy nie wil wees nie. En sy sien dit alles gebeur. Naaman se sere word sigbaar. Eers was dit net 'n fluisterstem, later bekommerde kyke, totdat niks hiervan meer weggesteek kon word nie. En sy onthou uit haar kinderdae uit 'n belangrike ding wat haar ouers haar geleer het. En dit is dat jy 'n heilige respek vir God en sy profete moet hê. En gereeld in haar kinderdae was daar gepraat oor 'n profeet wat in Israel 'n godsman is. Vriende, ons het al dikwels daaroor gepraat dat ons gemeente so graag 'n gemeente wil wees wat bekend staan in ons gemeenskap as 'n godsgemeente, met godsmanne en godsvroue daarin. Dat jong kinders by die skool en oral waar hulle met ander konflikte en probleme gehanteer word, dat hulle sal kan onthou en dit vir hulle maat sal kan sê, daar is 'n gemeente waar daar godsmanne en godsvroue is, en daar sal jy gehelp word. Dra jy daardie titel reeds, en sal jy daardie reputasie kan leef voor die mense en voor kinders, wat jare later vir mense hierheen sal verwys om te sê, gaan na daardie kerk toe, daarin in Metonstraat. Daar sal jy God se stem hoor. Maar dink jy verder in haar omstandighede, hierdie jong meisie, magteloos uitgelewer en totaal gestroop van haar identiteit. Die een ding waar sy vashou, is dat daar 'n godsman in Israel is wat 'n oplossing het. Hoe maklik sou dit nie wees om met bitterheid te reageer nie, om die gemors waarin sy is, dit nou juis hierdie siekte as 'n uitkoms te sien. Hoe maklik sou dit nie wees om te sê, ja, God is besig om te straf hierdie man wat my uit my huis uitgeruk het. Hierdie man wat soveel hartseer en trane veroorsaak het. Dit is nou sekerlik God wat besig is om hom te straf. Ja, God se sambok slaan mos op verskillende maniere. Maar by haar is daar geen bitterheid nie. By haar beskou sy dit eenvoudig as 'n geleentheid om in 'n vreemde kultuur met mense wat geen erg het aan God nie, te sê, al hou jy nie van wat ek nou vir jou gaan sê nie, maar daar is 'n God. En daardie God is gereed om jou by te staan. Vriende, die vraag wat by my opkom is, wanneer ek en jy te nagekom word soos hierdie meisie, wat sal ons reaksie wees? As jy te nagekom moet word deur iemand, jy het geen aandeel aan hierdie ding wat oor jou gespoel het nie, maar hier sit jy nou. Wat sal jou reaksie wees?
So dikwels het dit al by my opgekom, dat bitterheid en wraak die antwoord is. Hoe maklik sou dit wees om iemand op 'n ander manier terug te kry vir wat hy aan jou gedoen het? Of ten minste, as die blinde sabok begin slaan, dit te geniet en hier diep binne in jou baie plesier te ervaar. Kry so, jy wou mos. Het al by jou opgekom? Een jong meisie, gestroop van haar volk en haar kultuur, van haar godsdiens en haar wêreld, van dit wat vir haar heilig en veilig laat voel het. Maak seker dat bitterheid nie die antwoord is nie. En sy beskou hierdie situasie as 'n nuwe geleentheid om 'n prominente man in die aangesig van God te bring. Daar is 'n man in Israel en hy kan jou gesond maak. Eers het die magtigste man van Aram hom nie veel hieraan gesteer nie. Maar soos die tyd verbygegaan het en hy in die spieël begin kyk het en gesien het dat daar geen beterskap kom nie, al die dokters wat hy besoek het, al die rate wat hy gevolg het, niks van dit het gewerk nie. Sommige sou waarskynlik gesê het, man, pas jou dieet aan en doen 'n bietjie meer oefening en kom bietjie meer in die son en kry 'n bietjie die stres van jou af, dalk sal dit verbeter gaan. Op die ou einde, as jy alles probeer het, besef hy eendag, ek kan nie meer uitstel nie, en daarom gaan hy na die koning toe, en vertel hy die probleem wat hy het. Word hy eerlik met die omstandighede waarin hy homself bevind. Desperate tye vra partykeer desperate besluite, en so gee hy 'n brief aan die koning in Israel. Interessant dat die koning van Aram en die koning van Israel word nie op hulle name genoem nie. Dis nie eens die meisie wat die boodskap vir hom gegee het nie. Daar's net 2 name in hierdie hele verhaal. Daar is Naaman en daar is Elisa. Want die een van die ander rolspelers is belangrik in die uitloop van die verhaal nie, en tog is selfs die mees onbekende naam, die mees weglaatbare persoon in enige situasie net so krities belangrik vir die uitkoms van iemand wat by die troon van die Here kom buig. Nie een van ons wat hier sit vandag is onbelangrik genoeg om nie ook 'n werktuig in die hand van die Here te wees nie. En baie keer vra dit van 'n werktuig in die hand van die Here om bloot 'n brief te skryf. Of om net 'n woord te laat val. Daar is iemand wat kan help. Of om net 'n gesindheid te hê van ek sal nie bitterheid hê nie, ek sal nie wraakgierig wees nie, ek sal elke ding positief beskou en as 'n geleentheid sien. So gaan hierdie magtige man van Aram met sy pragtige klere wat hom identifiseer as die magtigste man in die Midde-Ooste. Met 'n hele leer soldate trek hy op na die koning in Israel. Verseker was dit seker om hom so 'n bietjie by te staan en hom te beskerm, maar verseker was dit ook 'n magsvertoon. Koning van Israel, moenie jou misgis nie. Hierdie briefie is nie 'n mooi versoekie nie. Hierdie is 'n doen dit of tipe gesprek. En die koning van Israel besef, hy is totaal uit sy diepte uit. Hy besef dat hy het geen oplossing vir hierdie situasie nie, en die enigste manier hoe hy hierdie ding kan sien, is dat hier is 'n rede tot konflik. Weer sal my land ingeval word, weer sal ons uitgebuit word, weer sal daar van ons jong mense as slawe weggevoer word, weer sal die mense in opstand kom teen my leierskap en my koningskap, want ek is te swak om 'n oplossing te bied.
En die koning is moedeloos, raad op teen die grond. Interessant dat 'n meisie wat in ballingskap weggevoer is en as 'n slaaf dien, weet dat daar 'n God is, terwyl die koning van Israel, wat gereeld die voorreg het om te luister na die profete, nie dit weet nie. Hy kyk net vas in hierdie politieke probleem wat hy nou op hande gaan hê. Partykeer is ek en jy ook in daardie skoene, dat ons meer vaskyk in die politiek en in die nuusberigte, dit wat rondom ons aan die gebeur is, as wat ons bewus is daarvan, dat daar 'n God is. Wat eintlik erger is dat die koning weet dit is melaatsheid, maar dat hy nie in so 'n verhouding met God staan om te weet dat God groter is as die melaatsheid nie. Dink gaan die probleem waarmee jy op die oomblik sit. Hoeveel tyd jy daaraan spandeer, hoeveel nagte jy daaroor rondrol, hoeveel tyd jy en energie jy spandeer om hierdie ding te probeer hanteer. Is ons nie maar dikwels ook soos die koning van Israel, wat vergeet dat daar 'n God is wat groter is as hierdie probleem nie? Is dit nie so dat ek en jy die oomblik wat ons in 'n krisissituasie is, dat ons begin tunnelvisie kry, en al wat ons sien is die probleem, maar ons is nie meer in staat om weier te kyk en te weet dat daar 'n almagtige God is, wat in beheer is van my lewe, in beheer is van my omstandighede, en wat 'n oplossing het vir hierdie krisis, as ek maar net na hom toe sal gaan daarmee. As ek maar net voor hom sal buig. Hoeveel keer het dit al gebeur, dat ek en jy hierdie boodskap hoor, en dat ons hier binne in ons koppe, miskien sê jy dit op die oomblik selfs vir jouself, dat jy sê, ja, dis mooi so, dominee, jy moet dit sê, dis mos hoe ons praat as gelowiges, maar jy verstaan nie van my probleem nie. My probleem is nie so maklik as om te sê, gaan na die Here toe hiermee nie. En tog is dit die antwoord. Daar's niks so eenvoudig soos om te buig voor God die Almagtige, te besef dat hy het beheer oor hemel en aarde en uitspansel en dag en nag en minute en tydloosheid en lewe en gesondheid oor enige iets nie. Jou prentjie van God, die oomblik wat dit kleiner is as die grootheid van jou probleem, veroorsaak meer spanning, en dit maak dat 'n mens baie keer paniekerig rondhardloop. So daarom kan ek jou vra vanmôre, en moet ek myself weer vra, hoe groot is jou God? Is hy groter as jou probleem? Of lê die bewys daarin dat jy op die oomblik ervaar dat jou probleem is groter as God? En so sit hierdie man van Aram met 'n terminale siekte. En hy weet die einde is naby. En hy het alles probeer. En nou is hy op soek na God in sy lewe. Elisa is die teenpool van hierdie koning van hom. Soos wat die dogtertjie die teenpool is van Naaman, is hierdie meesterlike verhaal besig om te vertel dat Elisa, wat onbekend is vir die koning, onbelangrik is vir die koning, heeltemal die teenpool is van hierdie belangrike, opgeblaase koning aan die ander kant. En dan kry hy die boodskap van hierdie onbelangrike man, soos wat die onbelangrike diensmeisie die boodskap vir die magtigste man gee in hulle omgewing. Ek het gehoor van jou probleem. Kom na die Here toe. Stuur hom na my toe. Ek skrik nie vir hom nie. Want ek weet my God is groter as die omstandighede waarin ons nou is.
Ek weet dat my God is groter as die omstandighede waarin ek my bevind. Daarom kan ek kalm en in beheer reageer op enige krisis wat na my kant toe kom. Vriende, hier is vir ons 'n teken. Die oomblik wat jy begin angstig raak oor jou probleem, die oomblik wat jy wanhoopig raak oor jou probleem, dit is gelyk aan 'n bewys dat God kleiner is as jou probleem, dat jou probleem groter geword het as God. Want as jy op daardie punt kan kom waar jy verstaan dat hierdie probleem, al is dit lewensbedreigend, is nie groter as by God nie, dan is jy op 'n goeie plek. En so kom die belangrikste man van Aram met sy gevolg en sy militêre vertoon, met rykdomme en geskenke om te betaal vir sy toekoms. Maar God word nie beïndruk met die titels en die geld en die magsposisie nie. Daarom, wanneer hy met al die fanfare wat daar is, aankom in die omgewing waar Elisa woon, dan kom Elisa nie eens uit sy huis uit, hy stuur sy sekretaresse, sy sekretaris. En hy sê, gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier. En die magtigste man van Aram kan dit glad nie hanteer nie. En hy vernederend storm hy daar weg, om terug te gaan na sy eie land toe, want hierdie belaglike situasie is benede hom. Totdat nog 'n onbekende man uit hierdie groot geleedere wat saam met hom gaan, om een dag, terwyl die perde moet water kry, om een kant vat en sê, belangrikste man van Aram, as hy vir jou iets moeiliks gevra het, sou jy dit nie gedoen het nie? Hoekom dan nie, maar as hy vir jou iets makliks gevra het nie? Jy sien, hoe dikwels wil ek en jy die groot, imposante, onverklaarbare manier van God se aanraking wil ons so graag sien. Ons word beïndruk deur mense wat bid en iemand word gesond gemaak. Ons word beïndruk deur mense wat sê, ek praat in 'n taal. Ons word beïndruk deur mense wat wonderlike goed kan doen, wat ons gewone mense nie kan doen nie. Maar ons mis baie keer dat die onbelangrikste mense, die onbenulligste boodskapie vir iemand kan gee, wat kan lei tot genesing en herstel en 'n terminale siekte genees kan word. Ons wil altyd die eer gee aan die groot goed, maar daardie klein stukkie gehoorsaamheid, daardie klein woordjie wat vir iemand gegee moet word, is baie keer die belangriker ding. En so is dit al 3 onbekende, onbenullige mense wat 'n woord spreek en sê, kom ons gee God 'n kans. Kom ons gee God 'n kans. En dan gaan hy vernederd, maar druipstert terug. Hy verneder homself deur terug te gaan, want dalk was ek nie toe nou nie reg opgetree nie, dalk het ek te vinnig gereageer. En wys hy eintlik vir al sy manskappe, oeps, ek het 'n fout gemaak. Kom hy by die rivier, gaan soek hy nie weer vir Elisa nie. Hy vra nie vir Elisa, hoorie kom 'n bietjie uit en laat ons net gou-gou, ek wil net gou-gou hê ons bietjie mekaar in die oë kyk voor ek nou hierdie belaglike ding gaan doen nie. Nee, hy gaan sommer verby Elisa. Hy gaan na die vuil rivier van Israel toe. Daar voor sy manskappe trek hy sy klere uit sodat al sy siekte en al sy naaktheid voor hulle sigbaar kan word, nou gestroop, nederig voor mens en homself, gebroke. Gaan hy in die rivier met hoop. Was hy homself. Na die eerste keer is daar geen reaksie nie. Tweede keer geen reaksie nie. Hoeveel keer het ons al gesê vir mekaar, maar vra vir God en jy sal ontvang, en dan vra ons, en dan gebeur dit nie, en dan sê ons, ag nee wat, nou klaar probeer. Maar baie keer vra die Here iets meer van ons, in ons hoop
in ons vertroue dat God tog beter weet as ons? Maak hy ons nederig en gebroken, klein om te besef dat dis nie ons wat die vingertjies klap en die Here reageer nie? Maar ons wat bly buig in nederigheid vir hierdie almagtige God, Here, ek is klei in U hande. U is die pottebakker, ek is die klei. En toe hy die 7de keer uit die water uitkom, is die terminale siekte genees. Hoe dikwels dink ek en jy dat 'n klein taakie van gehoorsaamheid is benede ons. Ons is dit werd dat die Here die groot kanonne moet uithaal. Groot wonderwerke moet doen. Beweeg net jou hand so oor my en dan's alles weg. En dan, liewe vriende, dis dan wat daar 'n loflied uitbreek. 'n Loflied in die hemele, 'n loflied op die man van Aram, 'n loflied vir die engele en saam met God om hom te prys en hom te loof. Die man se woorde, die magtigste man van Aram, reageer so: nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is nie, behalwe in Israel. Gedeelte wat ons nie eens gelees het nie, gaan hy na Elisa toe en hy sê, asseblief kan ek net so 'n bietjie grond saamvat. Ek wil die grond daar in my plek, in my gebedskamer wil ek daai grond gaan sit, want dit is nou vir my heilige grond geword. Hierdie grond sal my herinner dat daar 'n God is aan wie ek my lewe oorgee. Op hierdie grond wil ek buig. Op hierdie grond wil ek die lewende God van nou af aanbid. 'n Heiden uit 'n gevaarlike land kom tot bekering. Daarom, vriende, wie is jou God? Hoe groot is jou God? Hoe sterk is jou vertroue dat hierdie God enige krisissituasie in jou lewe kan hanteer? Dit laat my dink aan Johannes die Doper, toe hulle hom gevra het of hy die een is. Sy reaksie hierop was, daar is 'n God, en dit is nie ek nie. Daar is 'n God, liewe vriende, dit is nie een van ek of jy, of dit waarna ons glo nie. Ons God is groter as ons almal saam. Hy is die geneesheer. Hy is groter as die gode van die Arameërs. Hy is groter as die prentjie wat die koning van Israel oor hom het. Hy is veel groter as die prentjie wat ek en jy oor hom het. Dit pas by my en by jou om laag te buig voor 'n almagtige God. Dit pas by my en by jou om te besef dat wanneer ek en jy in 'n krisis is, sal daar iemand wees, en partykeer moet dit jy wees, wat vir iemand anders sal sê, daar is hulp te kry. Ek kan jou wys waarom die hulp te gaan kry. En dat ek en jy in die krisissituasies van mense wat rondom ons woon, dat ek en jy gereed sal wees om daardie boodskap te gee. Want rondom ons, in ons huise, in ons families, by ons werke, in ons strate, in ons vriendekringe, gebeur daar partykeer rampe. Daar gebeur partykeer 'n motorongeluk wat ons ruk tot stilstand. Daar gaan partykeer 'n kind dood. Daar kom partykeer nuus van 'n terminale siekte wat ook oor 'n geliefde vir jou gegee word. En as jy daai nuus kry, as jy bewus raak van die krisis in iemand naby aan jou se lewe, wat sal jou reaksie wees? As 'n mens dan nou klaar saam gehuil het en saam gesimpatiseer het, laat ons ook sê, ek weet waar jy hulp kan kry. Ek weet waar jy hulp kan kry. En as ek en jy dan
Die een is wat hierdie krisis aan ons lyf voel en ons ervaar dat daar 'n terminale ding in ons besig is om te groei. Laat ek en jy dan ook met nederigheid buig voor die almagtige God. Laat U wil geskied, Here. Laat U wil hier op aarde gebeur, in my liggaam gebeur, soos wat U wil ook in die hemel gebeur. Dit is oukei met my. Ek kom na U toe. Ek kom buig op die heilige grond. En ek kom erken, U is groter as my siekte. U kan. U is groter as my probleem. U kan. Maak nie saak of hierdie siekte of hierdie krisis genees word of nie. Niks sal my laat twyfel aan die grootheid, aan die almag, aan die liefde, aan die omgee en aan die bedoelinge van die Here God met my nie. Selfs al eis dit my lewe, sal ek my oë oopmaak in 'n ewigheid saam met hom. Niks sal my skei van die liefde van God nie. Niks. Nie 'n terminale siekte nie. Nie my hoogmoed en my mag en my ego nie. U alleen is God van my lewe. Amen.